Afrikaanse onderwys het 'n diep gewortelde geskiedenis van stryd en strewe. Van die eerste skole in die Kaapkolonie in die 1600s tot die stigting van Christelik Nasionale Onderwysskole in die 1800s en die kragtige opkoms van Afrikaanse onderwys na 1925 loop daar een goue draad deur die eeue. Gemeenskappe wat self verantwoordelikheid neem vir hul kinders se toekoms. In die vroeë jare is kinders in kerksale, plaashuise, selfs onder bome geleer om te lees, te skryf en die Bybel te verstaan. Onderwys was nie net akademie nie, maar Christelik en kultureel begrond. Die taal van onderrig, vroeër Nederlands, toe Afrikaans, was altyd sentraal in die oordra van kennis en kultuur. Deur die 20ste eeu lê die staat dikwels klippe in die pad van Afrikaanse onderwys. Onder Britse bewind was verengelsing beleid, maar na uniewording werk Afrikaners hard om Afrikaans te bevorder. Met gelyke erkenning van Afrikaans en Engels as amptelike tale, floreer die Afrikaanse onderrigstelsel in getalle en in gehalte. Dieselfde regering wat Afrikaanse onderwys bevorder het, het in die 1950s sogenaamde Bantu-onderwys ingestel. Navorsing deur professor Herman Gilomee wys dat daar aanvanklik goeie vordering was, veral omdat moedertaalonderrig toegepas is. Maar teen die 70er jare het politieke opstande en betogings die stelsel onhoudbaar gemaak en die soeke na nuwe oplossings vir onderwys in Suid-Afrika het begin. Vanaf 1990 tot 1996 het model C-skole ouers weer sentraal in skole se beleid en besluitneming geplaas. Met minder steun van die staat het gemeenskappe self gebou aan skole, aan waardes, aan uitnemende Afrikaanse onderwys. Met die skolewet van 1996 is ouers se inspraak bevestig deur skoolbeheerliggame wat oor beleid, bestuur en beheer besluit. Maar druk op standaarde, verwaarlosing van moedertaalonderwys en beperkte staatsbefondsing oor 3 dekades van ANC bewind het nuwe uitdagings gebring. Tog bly Afrikaanse skole bakens van uitnemendheid, danksy toegewyde leiers, geroepe onderwysers en ouers wat steeds sê, ons sal self. Afrikaanse onderrig gaan oor veel meer as die oordra van kennis. Dit is hier waar kinders identiteit en waardes gevorm word, waar hulle leer om hul plek in die wêreld met selfvertroue vol te staan. Vir 100 jaar het Afrikaanse onderwys gegroei, uitdagings oorkom en uitnemendheid bereik. Vandag lewer Afrikaanse skole leerders wat met die wêreld se bestes kan meeding. Die volgende 100 jaar van uitnemende Afrikaanse onderwys is verseker as ons voortbou op die waardes wat ons tot hier gebring het en deur skepende vernuwing antwoorde te vind vir die uitdagings van ons tyd.